Ek groet julle geliefdes. Ons is besig om na 2 Korintiërs te luister en in hoofstukke 8 en 9 leer die Heilige Gees ons meer oor vrygewigheid. Ons is besig om 4 vrae oor vrygewigheid te beantwoord. Ons het verlede keer gekyk na hoe vrygewigheid lyk. Vandag hoor ons hoekom ons vrygewig moet wees. Ons hoor dit in 2 Korintiërs 8 verse 8 tot 15 wat ons nou gaan saam lees. Ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Hoewel hy ryk was, het hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. Nou wil ek julle net raad gee om julle te help. Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie. Julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen. Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle eie beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het. As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te help nie, maar sodat daar ewewig sal wees. Moet julle wat nou oorvloed het, die help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig. Daar staan ook geskrywe, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons het in 2 Korintiërs 8 verse 1 tot 7 gehoor hoe Paulus die Macedoniërs se vrygewigheid as voorbeeld vir die Korintiërs gebruik. In vers 8 skryf hy, ek gee nie 'n opdrag nie, maar ek wys julle op die ywer van ander om daardeur die opregtheid van julle liefde te toets. Paulus gebruik ander gelowiges as voorbeeld, want dit is een van die maniere waarop ons leer hoe om soos gelowiges te lewe. Hy sê dus, julle moet vrygewig wees, want dit is een van die eienskappe van 'n ware gelowige. Kyk na die ander gelowiges, 'n mens kan 'n liefde vir die Here raak sien, want hulle wys dit deur vrygewig te wees. Die eerste rede om vrygewig te wees, is dus omdat vrygewigheid 'n eienskap van 'n gelowige is. Die tweede rede is dat Christene moet doen wat hulle sê. In vers 6 het ons gelees dat Titus hierdie fondsinsameling gaan doen, omdat hy die liefdeswerk waarmee hy begin het, wil voltooi. Hy het gesê hy gaan dit doen, en nou moet hy dit ook klaarmaak. Dieselfde geld vir die Korintiërs. Hulle het 'n jaar terug beloof dat hulle geld sal insamel, en hulle het ook daarmee begin. Nou moedig Paulus hulle aan om hierdie belofte gestand te doen en te voltooi waarmee hulle begin het. Die derde rede vir vrygewigheid wat in hierdie gedeelte genoem word, is dat Christene mekaar se laste dra. In verse 13 tot 15 verduidelik Paulus hoe dit werk. Die wat oorvloed het, kan die help wat swaar kry. Met 'n ander geleentheid ruil die rolle dalk om en dan help gelowiges mekaar nog steeds. Dit is nie sosialisme of kommunisme nie, want wanneer gelowiges deel, is dit vrywillig. Ons deel met wie ons wil en ons deel wat en soveel as wat ons wil. Maar God se genade lei ons daartoe om vrygewig te wees teenoor mekaar. Die laaste rede wat hier gegee word, is eintlik die belangrikste. Dit is God se genade. Ons het reeds gesê dat genade een van die eienskappe van vrygewigheid is. Maar dit is ook die rede vir vrygewigheid. Ons lees in vers 9 dat Jesus aan ons die voorbeeld stel van hoe om vrygewig te wees. Hy was ryk, maar hy het arm geword ter wille van ons. In Filippense 2 lees ons dat hy sy bestaan op godgelyke wyse prysgegee het, om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Jesus is die koning van die heelal, maar hy het soos 'n arm mens geword ter wille van ons. Hy het sy lewe vrygewig gegee sodat ons kan lewe.
Daarom moet ons ook vrygewig wees. Nou dat ons weet hoe lyk vrygewigheid en hoekom ons vrygewig moet wees, kan ons die volgende vrae antwoord. Hoe moet ons vrygewigheid prakties toepas? En wat gebeur wanneer ons vrygewig is? As die Here wil, gaan ons volgende keer daaroor nadink. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil U vandag loof en prys. U is groot en almagtig. U is die skepper van alle dinge en U regeer ook oor alle dinge. U is alomteenwoordig en alwetend. Ons besef dat ons niks vir U kan wegsteek nie. U weet van elke sonde wat ons doen. Lei ons met die Heilige Gees om te besef wanneer ons verkeerd is en om U om vergifnis te vra. En lei ons ook om mekaar te kan vergewe. Ons bid vir ons huisgesinne, ons bid ook vir die gemeente waarvan ons deel is. Gebruik ons om 'n verskil in mekaar se lewens en in hierdie wêreld te maak. Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat op reis is. Ons vra dat U hulle sal bewaar op die paaie en dat hulle ook veilig by hulle bestemming sal uitkom. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.